Goeiemôre. Dit is vandag Woensdag 28 Augustus en baie welkom ook by hierdie klankoordenking. Ongelukkig moet ek sê, gister het gekom en gegaan, want gewoonlik word die klankoordenking op 'n Dinsdag en 'n Donderdag uitgestuur. Ons fokus vandag dan op ons Here Jesus toe hy 12 jaar oud was en die tempelgebeure. Dit word vir ons slegs hierso in Lukas 2 opgeteken. Ek lees vir ons hier vanaf vers 41. Ons lees daar Jesus se ouers het elke jaar vir die Paasfees Jerusalem toe gegaan. Toe hy 12 jaar oud was, het hulle weer soos gebruiklik daarheen gegaan vir die fees. In hierdie eerste twee woorde sien ons die mooi daarvan dat ons Here Jesus gelowige ouers gehad het. Hulle het letterlik in vandag se tyd ook hulle doopbelofte nagekom deur gebruiklik soos gebruiklik en elke jaar ook met die Paasfees dan Jerusalem toe te gaan. Nou destyds was alle seentjies van 'n Sondag, dit is natuurlik die dag na die Joodse Sabbat wat op 'n Saterdag was, tot 'n Vrydag in sinagogeskole gewees. En in hierdie tyd het hulle nou baie dinge geleer en onder andere moes hulle die Pentateug, die eerste 5 boeke van die Bybel. Hulle het dit ook hulle Torah genoem, moes hulle letterlik uit hulle kop uit ken. En dit het dan in hierdie eerste 12 jaar gebeur, want in hulle 13de jaar was hulle bar mitzwa. En dit is wanneer hulle eintlik in vandag se terme, ek stel dit oor vir eenvoudig, 'n belydenis van geloof afgelê het en voluit deel geword het van die Joodse kerkkultuur as mans. En ons lees dan daarin dat ons Here Jesus met ander woorde deel was van hierdie Joodse gebruik dat alle seentjies dan by hierdie sinagogeskole geleer sou word. As ons teruggaan na Lukas 2 toe, ons lees vanaf vers 43. Toe die feesdae verby was, het sy ouers die terugreis begin, maar die kind Jesus het in Jerusalem gebly sonder dat hulle dit geweet het. Omdat hulle gedink het dat hy by die reisgeselskap was, het hulle 'n dag lank gereis voordat hulle hom onder die familie en die bekendes begin soek het. En toe hulle hom nie gekry het nie, het hulle omgedraai na Jerusalem toe om hom te gaan soek. Hierdie was niks ongewoon dat hulle gedurende daardie dag ons Here Jesus nie noodwendig sou kry nie. Want dit was groot groepe wat saamgetrek het. En mens kan jouself dit indink ook dat seentjies, 12-jarige seuns, almal daar in 'n groep sou rondbeweeg en speel daar tussen hierdie groep mense, soos wat hulle stelselmatig noord beweeg het. Ons Here Jesus wat dan na Nasaret moes gaan, dis om en by 130 km noord van Jerusalem. En Josef en Maria was in alle waarskynlikheid glad nie bekommerd nie, want Jesus moet ergens tussen hierdie hele groep wees. Maar wat mense baie keer miskyk is Josef en Maria was nie alleen nie. Ons Here Jesus het jonger broers en susters gehad op daardie stadium. Om die waarheid te sê, dit lyk asof Josef en Maria eintlik 'n redelike groot gesin gehad het. En dan eers na 'n dag besef hulle dat hy nie deel is van hulle nie. Nou wat hulle het gewoonlik, as dit nou begin laatskemer word, dan het al die families en die gesinne, dan het hulle op een plek bymekaar gekom en meeste van die tyd het hulle sommer in die oop veld, in die nag het hulle dan deurgebring en toe hulle nou daarso eintlik vir die aand alles gereed maak, toe besef hulle maar, ons Here Jesus is nie daar nie. Ons lees hulle toe natuurlik onmiddellik teruggedraai met hulle kindertjies waarskynlik en dit was 'n dagreis weer terug, so dit was hulle tweede dag en eers op die derde dag toe kry hulle ons Here Jesus. Ons lees daar na 3 dae het hulle hom by die tempel gekry waar hy tussen die geleerdes sit en na hulle luister en hulle uitvra. En dan volg daarop almal wat hom gehoor het, was verbaas oor sy insig en sy antwoorde. Nou, 'n kind van 12 jaar, 'n seun van 12 jaar,
kon in die tempel gaan sit en aan die rabbies gevra. Dit was natuurlik nie daar in die tempel self nie, dit is wat daar so rondom die tempel. En hierdie seentjies van 12 jaar was genoem die seuns van die wet. En al wat hulle kon doen was dat hulle kon vra aan die rabbies. En dit was ook in alle waarskynlikheid ook ter voorbereiding vir wanneer hulle 13 is die bar mitzwa. Maar dan lees ons hierso, almal wat gehoor het na al die vrae wat ons Here Jesus vra, was verbaas oor sy insig en sy antwoorde. Daar's nie veronderstel om antwoorde te wees nie, hy kon net vra. So dit is moontlik dat toe hulle sy geweldige diep insig besef, dat hulle self, hierdie skrifgeleerdes, aan hom begin vra het, en hy hulle geantwoord het. En hierdie is 'n bevestiging van wat in vers 40 staan, wat ons nou nie gelees het nie. Daarso staan, dit was nog toe hy 'n babietjie was, en soos wat hy stelselmatig groot geword het, lees ons, die kindjie het gegroei en sterk geword, en hy was vol wysheid, en die genade van God was op hom. Hierdie is 'n bevestiging daarvoor. Ons lees dan nou die reaksie van van ons Here Jesus se ouers. Toe sy ouers hom sien, was hulle versla. Sy moeder sê toe vir hom, kind, waarom het jy so met ons gemaak? Kyk, jou vader en ek het met angs na jou gesoek. Ek wil, hier is die liefde van ouers vir hulle kind. Hulle is bekommerd oor hom, hulle weet nie waar hy is nie. Hy is nou maar eers 12 jaar oud. En daarom hierdie uiting van ons was letterlik doodsbeangs oor jou. Ons was bekommerd oor jou. Dan lees ons vers 49 en dit is baie kosbare woorde, want dit is die heel eerste woorde opgeteken van ons Here Jesus. Hy antwoord hulle, waarom het u na my gesoek? Het u nie geweet dat ek in die huis van my Vader moet wees nie? Ek wil dit ook in die ou vertaling lees. Here Jesus het vir hulle gesê, waarom het u my gesoek? Het u nie geweet dat ek in die dinge van my Vader moet wees nie? Die dinge van my Vader. Letterlik nie net in die huis, die tempel nie. Ek moet besig wees met die woord van God. Ek moet besig wees met die diens van my Vader. Ek moet besig wees met die verheerliking van my Vader. En waar daar hier uitdruklik staan, ek moet besig wees daarmee. Daardie moed gee uiting van dit is waarvoor ons Here Jesus mens geword het. Dit is hoekom hy na die aarde toe gekom het. Hy moes kom om sy Vader te kom dien en verheerlik, en natuurlik sy dienswerk as offer deurwerk. En dan wat baie kosbaar ook hier is hy noem God sy Vader. Hy noem God sy Vader, en dit het juis aanleiding gegee tot die Jode wat hom gehaat het en uiteindelik wou doodmaak. Ons lees onder andere daarso in Johannes 5 vers 18 waar hy dan ook sê, maar hy het nie net die Sabbat ontheilig nie, die Jode wat hom probeer doodmaak het nie, want hulle is kwaad vir hom. En dan sê hulle, maar hy het God ook sy eie Vader genoem en hom so met God gelyk gestel. En dit het juis aanleiding gegee daartoe dat hulle hom gevange geneem het en hy ter dood veroordeel is, omdat hy God sy Vader genoem het. Maar jy is reeds hier op 12 jaar, noem hy dit uitdruklik, dat God sy Vader is. Ons sal dan met môre se klankoordenking verder gaan. Ons dank die Here ook dat ons uit hierdie greep van ons Here Jesus se lewe op 12-jarige leeftyd ook reeds sy hele roeping kan sien. Hy het gekom om die dinge van die Vader te doen. Hy het gekom as verlosser. Hy het gekom om sy Vader te dien. Hy het gekom om God te verheerlik. Juist dit wat ons nie
kon en kan doen nie. Here, dankie dat ons hierin ook blye boodskap sien, dat U, Here Jesus, ook ter wille van ons en in ons plek kom doen het wat ons nie kan doen nie. Lei ons ook so in hierdie dag en elke dag deur U woord en gees en Here, mag ons ook by die 'n liefde ontwikkel meer en meer om ons besig te hou met die dinge van U, om U te dien, om stil te word voor U, om U te loof en prys, om U naam te verheerlik. Aan U alleen al die eer. Amen. Seën vir jou.